ons preekreeks Laat die Koninkryk Kom, en vandag se tema, 2 koninkryke, maar net 1 koning is in beheer, en ons gaan saam lees Matteus 13, van vers 24, die gelykenis van die koring en die onkruid, en dan ook die verklaring van daardie gedeelte. Matteus 13, die gelykenis van die onkruid en die koring. Jesus het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Eendag toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid is in die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aard begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom toe en sê vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil jy hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot en met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bring dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur. En dan verduidelik Jesus op die ouend vir hulle wat dit beteken, hierdie gelykenis beteken. Vers 36. Dan het Jesus van die mense al weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak word en dit vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree. En sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Die ore het, moet luister. Tot sover. It was the best of times, it was the worst of times. Een van die mees beroemde aanhalings in die Engelse literatuur kom uit. Tale of Two Cities. Charles Dickens, Engelse juffrouens. Een van die mees bekende aanhalings. It was the best of times, it was the worst of times. 2 stede, 2 wêrelde. 2 werklikhede wat langs mekaar gestaan het. En hierdie verhaal wat Charles Dickens skryf, kon net sowel die verhaal van Matteus 13 gewees het, wat Jesus vertel van die gelykenis van die koring en die onkruid. Dis 'n baie bekende gelykenis wat ons al van kleins af gehoor het. Maar dit gaan oor baie meer as koring en onkruid, want dit simboliseer 2 koninkryke. Aan die een kant is daar die koninkryk van God, aan die ander kant die koninkryk van die bose. En elke koninkryk het sy mense. Elke koninkryk het sy eie waardes. Elke koninkryk het sy eie doelwit. En hierdie 2 koninkryke gaan vir 'n tyd langs mekaar in dieselfde wêreld bestaan tot die einde van die wêreld. En dis die wêreld waar ek en jy vandag in leef. So eerstens sal ek julle wys wat Jesus in hierdie gelykenis sê. Daar is net 2 koninkryke. Daar's net 2 koninkryke. Hy maak dit baie duidelik in hierdie gelykenis. Jesus sê, hy wat die goeie saad is die seun van die mens, die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Nou die koring en die onkruid is metafore. Onthou jy nog wat julle juffrouens geleer het oor vergelykings, metafore? Dis metafore van mense wat op aarde in 2 groepe verdeel is. Aan die een kant is daar die koring, mense van die koninkryk,
aan die ander kant die onkruid, die aanhangers van die bose. En wat baie belangrik is, dat julle moet kennis neem van, daar's net 2 koninkryke, daar is nie 'n derde koninkryk nie. Daar is mense, daar's geen neutrale grond nie. Daar's nie 'n derde koninkryk vir ateïste of agnostici of sulke mense nie. Daar's net God se koninkryk, die koninkryk van die bose. Mense wat sê, maar ons glo niks, ons glo nie in God, ons glo nie in die duiwel nie. Ons is nie deel van enige een van hierdie 2 koninkryke nie. Maar as jy nie in God glo en aan hom behoort nie, en aan sy nuwe wêreld, sy koninkryk behoort nie, dan is jy deel van die ander kant van die wêreldse koninkryk van die bose, waar die duiwel die heerser is. Jesus noem hom in Johannes 12 vers 31 die owerste van hierdie wêreld. Dan staan jy onder die gesag en die beheer van hierdie heerser van die wêreld, die duiwel. In Johannes 5 vers 19 sê, die hele sondige wêreld is in die mag van die duiwel. En dan sê Jesus in Matteus 12 vers 30, wie nie aan my kant is nie, is teen my. So jy dien of die een of die ander een. En dan dink jy maar, okay, ek dien nou nie regtig die duiwel nie, ek is mos nou nie 'n duiwelaanbidder nie. As jy nie in die koninkryk van die lig is nie, is jy in die koninkryk van die duisternis. Of jy dit nou wil weet of nie. Jy is of koring of onkruid. Maar hierdie koring en die onkruid word in dieselfde land gesaai. Die goeie en die slegte bestaan langs mekaar voorlopig in hierdie wêreld, want dit is hoe ons wêreld mos op hierdie stadium lyk, nee. Die goeie saad en die onkruid is beeld van die gelowiges en ongelowiges op aarde, en saam leef ons in dieselfde dorp of dieselfde stad. Ons deel dieselfde strate, ons deel dieselfde skole, ons deel dieselfde werkplekke, dieselfde winkels, dieselfde gemeenskappe. Ons kan selfs langs dieselfde tafel aan huis sit. 2 wêrelde, 2 koninkryke. Maar die tweede ding wat ons uit hierdie gelykenis sien is, die een koninkryk wil groei, die ander koninkryk wil versmoor. Die een koninkryk wil groei, die ander een wil versmoor. Elke van hierdie koninkryke het 'n eie doelwit. Die een wil groei en vrug dra. Die ander ene wil die koring versmoor en doodgroei, want dit is die vyand. Dit is die vyand wat hierdie onkruid kom saai. En as 'n mens nou kyk na die wêreld waarin ons vandag lewe, dan voel dit baie keer vir ons asof die onkruid groei so welig, dat dit voel vir ons asof die onkruid besig is om die koring te versmoor en dood te maak. Want elke dag, jy kan maar, maak nie saak op watter saad jy is nie, dan hoor jy van korrupsie en misdaad en geweld en bedrog en onreg, en jy lees dit en jy sien dit, en weet julle wat die ergste van alles? Dit het al so deel geword van ons gewone bestaan op aarde, dat hierdie goeders 'n mens nie eers meer skok nie. Ons het so gewoon geraak aan hierdie wêreld vol onkruid. En ons sien baie keer dat dit instellings wat byvoorbeeld daar is om ons te beskerm, soos die polisie, dat hulle op ouend self deel is van die probleem. Ons sien hoe politieke en ekonomiese stelsels mense uitbuit en belasting word meer by die dag, en elke manier probeer hulle meer belasting invoeg, sodat hulle nog meer van die land se geld kan steel. Ons ken al hierdie goeders. Ons sien die onkruid elke dag rondom ons. Ons sien die waardes wat verander. En die jonger geslag sê baie keer, maar die waardes waarmee ons groot word, 'n pa en ma se waardes. Ag, dit is so oudtyd, dit hou nie tred by die tyd waarin ons lewe nie, en dit is 'n bietjie verkramp, en baie keer maak die jong mense die wêreldse standaarde so maklik deel van hulle waardesisteem. En hulle besef nie dat Jakobus 4 vers 4 sê, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. 2 koninkryke. Vriendskap met God
of vriendskap in die wêreld? Die vriendskap in die wêreld is vyandskap teen God. En ek weet die jonge mense voel nie altyd so, maar ons as ouer mense nie. Ons voel baie keer dat 'n mens eintlik oorweldig word deur hierdie onkruid van hierdie sondige wêreld. Dit maak jy soms moedeloos voel, magteloos voel, te neergedruk, want jy voel oorweldig. Jy voel uitgelewer aan die wêreld en waarin jy geen manier het om hierdie wêreld waar jy vasgevang het te ontsnap of te beveg nie. Maar jy moet een ding verseker onthou. As gelowiges is ons in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Johannes 17 vers 16 sê Jesus, hy sê van sy disippels, hulle behoort nie aan die wêreld nie, net soos ek ook nie aan die wêreld behoort nie. Ons weet as gelowiges aan wie ons behoort. Ons behoort aan die koning. Ons weet aan watter koninkryk ons van deel is, in die koninkryk van God, waar Jesus die koning is. Maar elke dag leef ek en jy in hierdie wêreld vol onkruid. Ons werk baie keer tussen mense wat nie dieselfde waardes as ons as Christene het nie. Ons koop mense wat nie dieselfde geloof as ons het nie. Ons woon baie keer langs mense wat vir Jesus nie ken nie. Ons kinders gaan skool toe, baie keer in skole wat nie dieselfde waardes deel nie. Ons leef onder 'n regering wat ons voel ons kan nie ondersteun nie. Maar ons moet onsself te midde van dit alles gedurig daaraan herinner. Kolossense 1 vers 13. God het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Ons leef onder die gesag en die heerskappy van Jesus. Ons leef nie onder die mag en gesag van die boosheid van hierdie wêreld en sy sisteme nie. Dis nie ons koning nie. En daarom, wanneer mense dalk so moedeloos voel en wonder of, hoe gaan mense toe leef en wat kan ons alles doen om die situasie te beredder? Dan moet ons nie altyd probeer om self die onkruid uit te trek en te beheer nie. Want ek en jy kan nie die hele wêreld regmaak nie. Ons kan nie elke korrupte mens verander nie. Ons kan nie al die onreg stop nie. Ons kan nie elke verkeerde besluit keer nie. Dis nie binne ons mag nie. Ons kan nie altyd probeer om al hierdie onkruid uit te roei en uit te trek nie. Maar weet jy wat jy wel kan doen? Jy kan koring wees. Jy kan koring wees wat groei en vrug dra. Jy kan sê, te midde van die wêreld waarin ons lewe, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek kan my kinders die evangelie leer en van Jesus se liefde leer. Ons kan ons huwelik eer, ons kan ons naaste lief hê, ons kan eerlik wees wanneer die wêreld rondom ons oneerlik is. Ons kan vergifnis kies wanneer die wêreld daarop uit is om wraak te neem. Ons kan die waarheid praat wanneer die leuen elke dag se normaal is. Ons kan vrygewig wees wanneer almal net wil vat. Ons kan bid wanneer ander spot. Ons kan hoop wanneer ander wanhoop het. En daarom kan ons as gelowiges te midde van die wêreld waarin ons leef, kan ons groei in geloof, kan ons groei in liefde, kan ons groei in genade, kan ons groei in die kennis van die woord van God, kan ons groei in gebed, kan ons groei in volharding, groei in heiligheid en groei in hoop. Want dis waarvoor ons geroep is, om koring te wees in hierdie wêreld waarin ons lewe. Maar die derde ding wat hier na vore kom uit hierdie gelykenis, dat dit soms moeilik is om koring van onkruid te onderskei. Wanneer Jesus hierdie gelykenis vertel, weet die disippels presies waarvan hy praat. Want in daardie tyd wat hulle ook geleef het,
was daar van die onkruid wat baie soos koring gelyk het wanneer hulle begin groei het. Dit was baie moeilik om die twee van mekaar te onderskei. Dis eers wanneer dit begin groei het en begin vorm aanneem dat jy begin agterkom, luister, dis nie net koring wat op hierdie land is nie. Hier tussenin het daar onkruid ook opgekom. En dis nogal 'n probleem. Want hoe onderskei ek en jy tussen die onkruid en die koring in hierdie wêreld? Hoe onderskei ons tussen God se mense en die duiwelse mense? Hoe onderskei ons altyd tussen gelowiges en ongelowiges? Want wanneer ons met mense te doen het, wanneer ons elke dag met hulle gesels of ontmoet, dan lyk hulle maar normale mense soos ek en jy. Ek bedoel, ons loop hulle raak op straat, in die winkel as ons staan om te gaan betaal, by die skool, in dieselfde klaskamer, by die pouse, by die sportveld. Dit is mense met wie ons elke dag in aanraking kom, met wie ons meng. En baie keer kan jy van die mense sê ook, weet jy wat, dit was nou oulike mense, goeie mense. Dis net jammer dat hulle niks van God en sy kerk te doen wil hê nie. En baie keer kan jy dit ook nie so lekker agterkom nie. Hulle kamoufleer dit so goed, dat jy nie kan onderskei, is hulle regtig in die koninkryk van die lig, of in die koninkryk van die duisternis nie. En dan raak 'n mens verlief, en jy trou, en baie keer eers daarna, kom die ware kleure na voorskyn. Jy het gedink dis koring, maar dit lyk eerder soos onkruid. En jou sprokiesverhaal eindig baie keer in trane en in seerkry. En dit is nog moeiliker wanneer 'n mens met kerkmense te doen het. Mense wat gereeld in die kerk is, hulle noem hulle self Christene, totdat hulle ergens langs die pad begin byster raak. En dan wanneer jy probeer om hulle te help om terug te keer op die regte pad, op God se pad terug te keer, dan hoor jy opmerkings soos, moenie my met die Bybel gooi nie. Dan begin hulle jou vermy. Hulle begin jou blok op alle sosiale media. Hulle praat kwaad agter jou rug, hulle maak jou verdag. Hulle ware klere kom na vore, lyk soos koring, maar in wese is hulle op die ouende onkruid. En dan wonder mense baie keer as gelowige, maar is die Bybel dan nie veronderstel om die lig op die pad van die gelowiges te wees wat Psalm 119 vers 105 aan praat nie? Sê Galasiërs 6 vers 1 nie, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in gees van sagmoedigheid reghelp nie? En sê 2 Timoteus 3 vers 6 dan nie, die skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarhede te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswandel te kweek nie? Hoe kan iemand wat homself 'n Christen noem dan sê, moenie my met die Bybel gooi nie? En nou word 'n mens baie keer ontnig en vra jouself af, maar hoekom het ek dit nie vroeër raak gesien nie? Hoekom het ek nie vroeër raak gesien dat hierdie onkruid wat soos koring gelyk het eintlik onkruid is nie? En in hierdie situasie kry mens baie keer emosioneel baie seer. Dalk iemand met wie jy baie jare lank bevriend was, wie se ware klere nou na vore kom. Dalk iemand baie naby aan jou. Dalk jou kind, of jou pa, of jou ma, of 'n familielid, van wie jy dit nooit verwag het nie. Wat nou eers wys wie en wat hulle is. Maar natuurlik, as hulle ergens langs die pad tot bekering kom en terugkeer na die Here toe soos die verlore seun, dan weet jy dat hierdie persoon tog eintlik koring was en nie onkruid nie. Dat in wese was 'n koring omdat hulle teruggekeer het na die Here toe. Al het hulle op 'n stadium soos onkruid gelyk en opgetree, wanneer tot bekering kom as hulle mee saam met die engele bly oor 'n persoon wat teruggekeer het na die Here toe. So, moeilik om te onderskei.
Maar 'n mens se woorde, jou dade, jou optrede, jou gesindheid, wys baie keer koring of onkruid. Maar die vierde punt wat die gelykenis uitwys, en dis die belangrike deel. Die onkruid het nie die laaste sê nie. Die fokus van hierdie gelykenis is om ons as gelowiges te bemoedig. Die onkruid het nie die koring oorwin en doodgegroei nie, al het dit hoe hard probeer om dit te doen. En baie keer lyk dit vir ons en voel dit vir ons asof die onkruid wen. Maar Jesus sê in hierdie gelykenis, die onkruid sal nooit die koring doodgroei nie. Want na ons kortstondige aardse bestaan, wat letterlik 'n druppel in die emmer is, wanneer hierdie kortstondige aardse bestaan tot 'n einde kom, dan kom die oordeelsdag. En dan kom die eienaar om die koring bymekaar te maak. Maar hy gee ook opdrag aan die engele om die onkruid bymekaar te maak. Dis waarvan Jesus praat in Matteus 13 as hy sê, soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die Seun van die Mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder word, almal wat onder mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Hy sê, moenie vaskyk teen die hier en nou in hierdie wêreld en die groeiprosesse nie. Kyk na die einde, wanneer die oesdag aanbreek. En op daardie dag sal die koring en die onkruid geskei word. Daardie dag sal die boeke oopgemaak word, waarvan Openbaring 20 vers 15 praat. En as daar gevind word dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. En op daardie dag sal niks of niemand jou kan help of jou kan red nie. Nie jou aardse rykdom nie jou status nie jou posisie nie jou populariteit nie jou mag wat jy gehad het nie. Want wanneer jy voor God as regter staan, dan het jy letterlik niks waarop jy kan terugval op van jou aardse bestaan nie. Al wat dan oorbly is jou naam in die boek van die lewe. Was jy die koninkryk van die lig, of was jy die koninkryk van die duisternis? En as jy die koninkryk van die duisternis was, as jy deel van die onkruid was, dan is al wat oorbly die ewige verdoemenis. En in die hel, van al die voordele wat jy op aarde gehad het, al die lekker lewe wat jy op aarde gehad het, by ons jou niks beteken nie. Maar die kortstondige aardse lekker het dan oorgegaan na ewigheid van letterlik hel vir altyd en altyd. Maar vir diegene wie se naam in die boek van die lewe staan, vir hulle gaan vir ewig skitter soos die son in die teenwoordigheid van God. Die kortstondige aardse bestaan wat baie keer bestaan het dalk uit swaar kry, wat bestaan het uit seer kry, vernedering, vertrap word, siekte, verwerping, dit gaan vervang word by die vrede en die vreugde, om vir altyd, vir ewig, in die teenwoordigheid van die lewende God te wees. Om met God te kan wandel, om letterlik eyeball to eyeball met Jesus te kan wees, vir ewig. Daarom wil ek vanoggend vir jou ten slotte sê, miskien lyk die wêreld waarin ek en jy leef, vir ons baie donker. Maar dis nie die einde nie. Miskien lyk dit en voel dit vir ons baie keer asof die onkruid besig is om die koninkryk te versmoor. Maar dis nie die einde nie. Miskien lyk dit en voel dit vir jou of jou probleme te groot geword het wat besig is om jou te oorweldig. Maar dis nie die einde nie.
Miskien is jy bekommerd oor jou kinders of jou kleinkinders. Maar ook dit is nie die einde nie. Want op Goeie Vrydag het dit gelyk asof die bose oorwin het, asof die onkruid die koring doodgegroei het. Jesus hang aan die kruis. Die disippels het weggevlug. Die vyande het fees gevier. Die graf is verseël. En dit het gelyk soos totale nederlaag. Die bose het oorwin. Maar toe kom Sondagoggend en die graf is leeg. En God sê, die bose het nie die laaste woord nie. Die bose het nie die oorwinning nie, want Jesus leef en hy het die dood oorwin. Hy is die oorwinnaar. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, al lyk en voel dit of die onkruid jou oorweldig, moenie moed verloor nie. Jy behoort aan die koninkryk van God waar Jesus regeer. Die wêreld rondom jou mag verander en lyk of dit al meer en meer verval. Maar Jesus Christus verander nooit. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Die onkruid mag groei, maar dit bepaal nie op die ou einde die oes nie. Die wêreld mag lyk of die bose in beheer is, maar Jesus is in beheer. Hy is die koning wat sit op die troon, hy regeer. Want die laaste woord behoort nie aan die wêreld nie. Die laaste woord behoort nie aan die bose nie. Die laaste woord behoort nie aan die korrupsie, geweld, politiek, geld of mag nie. Die laaste woord behoort aan Jesus Christus wat as oorwinnaar op die troon sit. Alle mag in hemel en op aarde behoort aan hom, aan Jesus die koning wat in beheer is. En dan gaan 'n tyd kom waar elke knie in die hele wêreld die knie sal moet buig voor Jesus en elke tong sal moet bely dat Jesus die Here is. Want hy is die koning. Hy is die een wat in beheer is. Hy regeer. Amen. Met ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.